try to get me, gonna praise the Lord. The verdict was guilty. Case closed. The end. No chance for me to ever leave this prison of my sin. Now I know it might sound crazy, but one day a key unlocked that cell. I heard a small voice say your debt's been paid by somebody else. And now I'm walking, walking, walking free. No more darkness, guilt has lost its grip on me. When mercy called my name, those chains fell at my feet. And now I'm walking, walking, walking free. Now I ain't nothing perfect. I still stumble every single day. I still get knocked down, but the difference now is that's not where I stay. 'Cause I got a savior. Goeiemôre, baie welkom by die Hoeksteen. Dis regtig 'n voorreg om julle te sien almal vanoggend. Party van ons is bitter dankbaar dat ons hier is vandag. Ek seker julle sal nog die getuienis hoor. Maar ek hoop jy geniet vanoggend. Daar's nie baie afkondigings nie. Ek sê maar net Sondag die 24ste Desember is daar geen oggenddiens nie. Die volgende dag, die 25ste Kersdag, is daar wel 'n diens 8uur hier in die Hoeksteen. So maak asseblief seker jy onthou van hom. Die 24ste, daai Sondag, geen oggenddiens nie, en dan wel daardie Maandag, 8uur die oggend, het ons 'n Kersdiens hier by die Hoeksteen. En dan gaan ek vir Hanlie vra, sy wil gou met julle gesels oor die koskas. Hoor gou mooi wat sy gaan sê. Dankie Chris. Môre julle almal. Eers wil ek sê dankie. Ons het soveel skenkings gekry, sakke en sakke vol klere en ons is dankbaar vir alles. Ons het nog nie by alles uitgekom om dit uit te pak nie, maar ek seker daar gaan iemand wees wat baie bly is daaroor. Dan wil ek julle aandag daarop vestig, by hierdie deur staan 'n kersboom met plakkertjies op, met souse en koeldrank en chips en allerhande goed, en daai kant teen die muur ook. Dan moet julle ook oplet, daar sulke ronde plakkertjies op met dogter 9 jaar en seun 14 jaar of wat ook al. Dit vra ons, as jy een van hulle neem, laat jy 'n geskenkie koop vir 'n kind van daai ouderdom. En hom toedraai, en dan skryf jy bo op dogter 9 jaar of seun 12 jaar of wat ook al. Ons wil dit baie graag in die pakkies sit vir hulle vir Kersfees wanneer ons die 23ste Desember, dink ek, gaan ons pak. As ek my bril opsit, kan ek sien. Ja, ons pak die 23ste Desember. Ons wil vra dat julle asseblief probeer om die skenkings, die kos en alles, voor die 18de Desember vir ons te bring, want ons moet voorraad neem en kyk wat moet ons koop om vir hulle die pakkies te pak. En dan as julle kontant inbetaal, sal ek bly wees as julle net aandui dat dit vir die koskas is. Maar nou ja, ek het hier iets gekry wat ek graag vir julle wil lees. Christ has no body on earth but us. No hands but ours, no feet but ours. Ours are the eyes through which the compassion of Christ looks out upon the world. Ours are the feet with which he goes about doing good. Ours are the hands with which he blesses his people. Dis Saint Teresa of Avita wat dit geskryf het. Dis vir my so mooi, want ons is die liggaam van Christus en ons moet sy beeld uitdra. Dankie vir almal wat 'n oop hand het, hoor. Ja, moenie.
Goeiemôre almal. Welkom vir oggend. Ons is baie excited oor die diens en ons het 'n lekker paar liedjies vir julle wat julle kan saam sing en die Here kan loof en prys en sy naam kan groot maak. Kom ons staan en dan gaan vir ons bid en dan gaan ons lekker saam sing daarna en met die eerste liedjie ook ons offerandes en tiendes opneem. Kom ons staan. Hemelse Vader, dankie dat ons ver oggend voor U kan buig. Ons fokus, ons gedagtes, ons harte op U kan plaas. Dankie dat ons weet, in hierdie tyd wat ons U geboorte herdenk, Here, dankie dat ons kan weet dat U is lief vir ons. U genade is vir ons 'n werklikheid en is elke dag geniet. En omdat dit so is en omdat dit ons realiteit is, kan ons U naam groot maak en U aanbid vir wie U is. Word groot gemaak vir oggend, Here, is ons gebed in Jesus naam. Amen.
oor die dood. Jesus, Jy's oneindig groot, Jy's vir ewig, Jy's vir altyd, en ek weet Jy's ook vir my. Word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat juig in my. Kom verander, kom vernuwe, deur die passie binne my. Jesus, van alles net voor U. Jesus, sterke leeuw van Juda. Jesus, vlekkelose lam. Jesus, oorwinnaar oor die dood. Jesus, Jy's oneindig groot, Jy's vir ewig, Jy's vir altyd, en ek weet Jy's ook vir my. Word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat juig in my. Kom verander, kom vernuwe, deur die passie binne my. Jesus, van alles, Jy's vir ewig, Jy's vir altyd, en ek weet Jy's ook vir my. Word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat juig in my. Kom verander, kom vernuwe, deur die passie binne my. Jesus, van alles net oor U. So Jesus, 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 Jy's oneindig groot, Jy's vir ewig, Jy's vir altyd, en ek weet Jy's ook vir my. Word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat juig in my. Kom verander, kom vernuwe, deur die passie binne my. Jesus, van alles, Jy's vir ewig, Jy's vir altyd, en ek weet Jy's ook vir my. Word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat juig in my. Kom verander, kom vernuwe, deur die passie binne my. Jesus, van alles net oor U. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Sing, great are you. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise in
It's your breath in our lives, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lives, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives, so we pour out our praise to you only. Lord, great are you, Lord. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only, Lord. Day and night, night and day, let incense rise. Day and night, night and day, let incense rise. Day and night, night and day, let incense rise. Day and night, night and day, let incense. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. And I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, sing I exalt. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee.
exalt thee, Lord. We exalt thee. We exalt thee. No, no. Let this be a sweet, sweet sound in your ear. Let this be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Sing, I love you. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. We exalt you, we exalt thee. We exalt thee, and we exalt thee. No, Lord, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Aan U kom toe al die lof, al die eer. U is die enigste ware lewende God. Die enigste een wat verdien om aanbid te word, geprys te word. Die enigste een voor wie daar gekniel mag word. Ons eer U vanoggend, Here.
as die enigste ware lewende God. Ons kniel voor U as ons verlosser, ons koning, ons saligmaker, ons vriend, ons geneesheer, ons voorsiener, ons vrymaker. Die een wat in beheer is, die een wat was, die een wat is, die een wat sal wees. U en U alleen is waardig om geprys te word. As jy dit saam met my glo, sê, Amen. Ons draai dit weer. Amen. Amen. Ek het hierdie week effens 'n krisis gehad om voor te berei vir oggend. Ek het al 'n rukkie terug besluit, omdat ek besig is met die reeks oor groei, was vir oggend se tema al 'n rukkie terug op besluit en vasgemaak in my kop. En die tema vir oggend is groei deur dankbaarheid. En op 'n stadium hierdie week het ek dit rethink, gewonder of ek hieroor moet praat, want hierdie week wat ek moet oordink en dink oor iets of jy wil sê oor dankbaarheid, tref ons familie verskriklike slegte nuus. Was nie 'n goeie week vir ons familie nie. En boop dit is Shelly maandag geopereer, so sy's nie hier vanoggend nie, sy gaan vir 'n paar weke nie in die kerk wees nie, maar sy's alright en sy's sharp, maar dis ander nuus wat ons kry uit die familie, wat so saam met Shelly se operasie en nog die nuus wat ons gekry het, wat ons redelik gevlor het, moet ek nou preek oor dankbaarheid. In 'n week waar jy nie dankbaar voel nie. In 'n week waar jy voel daar's nie regtig veel hierdie week waaroor ons kan dankbaar wees nie, as familie nie. Toe ek besluit het op die tema, was dit in 'n beter tyd. Is nogal scary, want is net 2 weke terug. Dinge kan nogal verander in 'n week se tyd. So ek moes regtig toe nou gaan diep soek en dink. Want dankbaarheid is 'n groot deel van ons groei. Ek sê vir jou hoekom. Ek het 'n paar weke terug gesê dat geestelike groei gaan eintlik om te groei in liefde vir God en in liefde vir mekaar. Dis ons fondasie, dis ons wegspringpunt, dis ons motief vir geestelike groei. En dankbaarheid is een van die goeders wat ek in groei, want dit vloei uit my besef van God se liefde vir my. Het sin gemaak toe ek daaraan dink, ek hoop dit maak vir jou sin. Al die voorskrifte van die Nuwe Testament is goeders wat vloei, of wat moet vloei, behoort te vloei, uit my liefde vir God en uit my liefde vir mense. En dankbaarheid is een van die goeders wat groei. Hoe meer ek God se liefde vir my besef, hoe meer groei my dankbaarheid. En ek moet groei in dit. En as slat 'n week soos hierdie week, en ek is nog steeds bewus van God se liefde, ek is nog steeds oortuig daarvan, ek glo nog steeds daarin, en ek beleef nog steeds iets daarvan, maar wanneer jy slegte nuus kry, wil ek amper sê, moet jy gaan soek vir die liefde, jy moet gaan soek vir die dankbaarheid
dis nie iets wat dan net daar is nie. Om dankbaar te wees in tye wat dit goed gaan met jou, is maklik, maar dis nie groei nie. Ons groei juis in die slegte tye, as ons nog steeds kan dankbaar wees. Paulus sê die volgende, en ek gaan hierdie versie oor die volgende paar weke baie gebruik. Liggaamlike oefening het wel waarde, maar geestelike oefening is baie belangriker, want dit hou die belofte in van beloning, sowel in hierdie lewe as in die volgende. Liggaamlike oefening het wel waarde, so jy kan maar oefen, maar geestelike oefening is baie belangriker. Nou hier's die ding. Ek en jy is gered uit genade, ons verdien nie God se liefde nie, dis deel van wie ons is, dis deel van ons menswees. Geestelike groei is geestelike oefening, dit vat effort. Dis iets wat dissipline verg, dis iets wat intensie verg, dis iets waarop ek moet fokus, dit kos my iets, net soos wat fisiese oefening doen. Die mooi ding is die volgende, ek weet nie of julle sulke mense ken nie, ek ken 'n paar, wat verslaaf is aan draf. I know. It's a thing. Ek ken 'n paar mense wat as hulle vir 'n ruk lank nie gedraf het nie, dan voel dit hulle gaan mal word. Okay. Ek's anders. Ek draf vir 2 minute, dan voel dit ek gaan mal word. Okay. Niemand bereik daai vlak waar hulle so verslaaf raak aan die oefening deur dit net vir 'n week lank te doen nie. Jy moet dit verlang doen, en verlang is dit 'n effort, verlang is dit 'n issue, verlang is dit iets wat jy mee moet deurdruk, en dan op 'n punt kom dit en word dit iets wat jy geniet. I've been told, ek het nog nooit lank genoeg vasgebyt om daarby uit te kom nie. Ek het al getraai. Maar ek kan met alle eerlikheid sê, ek het nog nooit op daai punt gekom waar ek voel, as ek nie oefen, gaan ek mal word nie. Ek wens ek kan, want dit lyk vir my maklik vir die mense wat daar is. Maar geestelike oefening is ook so. Ek moet in die begin effort insit, ek moet in die begin dissipline toepas, ek moet in die begin daaraan werk en daarop fokus, totdat dit deel is van my menswees, dat dit nie meer vir my, dit kom net van self. En dis eintlik 'n awesome plek om te wees. Kom ek vertel julle net gou van ou Daniël. In Daniël 6 lees ons dit, toe Daniël hoor dat die dekreet uitgevaardig is, en die dekreet wat uitgevaardig is hulle het gesê, niemand mag tot 'n ander god bid nie, jy mag net die koning aanbid. So die dekreet is uitgevaardig, en hy het na sy huis toe gegaan, sy dakkamer se venster het na Jerusalem se kant toe gekyk, en soos sy gewoonte altyd was, het Daniël voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel, om te prys, te aanbid en te dank. Soos sy gewoonte was. 3 keer 'n dag. Te bid, God te dank en God te prys. Soos wat sy gewoonte was. Geestelike groei gaan alles om uit 'n plek van liefde, goddelike gewoontes te kweek. En ons het hierdie lelike ding aangeleer om te sê, ek moenie net uit gewoonte uit kerk toe kom nie. Dis 'n fantastiese gewoonte om te hê. Ek wil nie my kinders leer net om uit gewoonte uit kerk toe te kom nie. Dis 'n fantastiese gewoonte om hulle te leer. Ek wil nie net uit gewoonte uit bid nie. Wat se gewoontes wil jy dan kweek? Dis geestelike groei.
om goddelike gewoontes aan te leer. Dis 'n verskriklike moeilike ding om 'n gewoonte aan te leer, maar as jy dit aangeleer het, dan is dit 'n gewoonte. Om dit af te leer, dis 'n anderste storie. En dis geestelike groei. Leer goeie gewoontes aan. En dankbaarheid is 'n gewoonte wat ek en jy moet aanleer. Toe ek begin nalees oor dit, kry ek eintlik hierdie great stukkie in Tessalonisense, waar Paulus skryf. Nou ek wil dalk net bietjie agtergrond gee oor Tessalonisense. Dis een van die eerste gemeentes wat Paulus geplant het. En die eerste en tweede, die eerste brief van die Tessalonisense is eers van die eerste briewe wat Paulus geskryf het. En Tessalonisense se Christene was kraakvars nuut babetjies in die geloof. En Paulus en ek dink is Silas wat saam met hom was, ek praat onder korreksie nou, maar ek dink dit is. Hulle het die gemeente daarso begin en hulle kon net 'n kort rukkie in Tessalonisense wees, toe moes hulle vlug. Want toe wil die mense hulle doodmaak. Toe skryf Paulus hierdie briewe, hulle so, Paulus het hierdie gemeente gelos sonder ordentlike lering en fondasie en hulle moes vlug. En Tessalonisense se Christene het vreeslike vervolging beleef. So hierdie is jong Christene, jonk in die geloof, en is 'n gemeente wat onder intense vervolging verkeer. Hulle het dit nie maklik nie. Dit gaan nie noodwendig goed met baie van hulle nie. Hulle word vervolg deur die owerhede, maar ook deur die gemeenskap, omdat hulle Jesus aangeneem het. En wat is Paulus se advies aan hulle? Wees altyd vol blydskap. Moenie ophou bid nie, wees in alle omstandighede dankbaar, want hoor hierso, want dit is wat God van julle verwag, omdat julle met Christus Jesus verenig is. Hy sê nie vir hulle, trek na 'n ander plek toe, waar dit bietjie makliker gaan met julle nie. Hy sê nie vir hulle, hoor hierso, bid laat die Here julle hier uit verlos, of dat die owerhede hulle gesindheid teenoor julle verander nie. Hy sê nie vir hulle die aanvalle wat julle het van die duiwel, julle moet iets daaromtrent doen nie. Hulle is in daai situasie, niks gaan verander aan daai situasie nie, maar hy sê vir hulle, wees altyd vol blydskap en wees in alle omstandighede dankbaar. Dis deel van ons kind van God wees. Ouens is so vasgevang oor wat ons moet en nie moet doen nie, en alle reëls en regulasies en wette en goed wat ons moet volg. Hierso is 'n opdrag wat die Nuwe Testament sê, wees vol blydskap, wees in alle omstandighede dankbaar. So opdrag. Net soos moenie steel nie. In die ou dae toe ek groot geword het, was dit jy mag nie rook, drink, dans, vloek nie. Was die groot goeters gewees. Dans onder hulle was die grootste. Nooit as daar 'n opdrag vir my gee om te sê, wees vol blydskap en wees in alle dinge dankbaar nie. Dis 'n opdrag wat Paulus vir hulle gee. Dis deel van hulle geestelike groei. Bid gedurig, wees dankbaar en vol blydskap. Die Engels sê dit vir my mooi, die Amplified. Be happy. Later het 'n ander ou bygekom en geskryf, don't worry, be happy. Okay. Be happy in your faith. And rejoice and be glad-hearted continually, always.
Be unceasing in prayer, praying perseveringly. Get hom. Okay. Thank God in everything. No matter what the circumstances may be thankful and give thanks. For this is the will of God for you who are in Christ Jesus, the revealer and mediator of that will. Wat's God se wil vir jou lewe? Be happy. Ta-da, ta-da. Vol blydskap, vol dankbaarheid. Dis God se wil vir jou lewe. Dis incredible. In haaglike omstandighede is dit die opdrag wat Paulus vir die Tessalonisense gee. En daai is eintlik 'n amazing resep vir geestelike groei. Be happy, unceasing in prayer, and in everything be thankful and give thanks. Nie wanneer dit plain sailing is nie omdat daar iets is wat jy dink jy kan voor dankbaar wees nie. Julle ken die storie van die ma wat by haar seentjie gaan sit die aand voor die seentjie gaan slaap en sy sê vir hom, "Okay, bid gou-gou." En die seentjie sê, "Dankie liewe Jesus vir 'n lekker dag, amen." Sy sê vir hom, "Is dit al?" "Ja," sê hy. Sy sê, "Wat van dankie vir jou ma en jou pa en jou boetie en jou sussie?" "Dankie liewe Jesus vir 'n lekker dag en vir my ma en my pa en my boetie en my sussie, amen." Sy sê, "Is dit al?" Hy sê, "Ja." Sy sê, "Wat van dankie vir jou huis en vir kos en vir klere om aan te trek en alles en alles en alles." En die ouetjie gaan sit weer so, hy sê, Liewe Jesus, hou net bietjie vas, my ma wil met jou praat." Jy sien, ons dankbaarheid is nie noodwendig op die goed waarvoor ek dink ek kan dankbaar wees nie. My dankbaarheid moet geoefen wees vanuit sy liefde vir my. Dis wat dit is. Net 'n interessante ding, en dis een van die amazing goeders van die Bybel. Daar is soveel goed wat die Bybel sê, voorskrifte wat die Bybel vir ons gee, advies, riglyne wat die Bybel vir ons gee, en dan kom sielkunde en wetenskap en kom bevestig dit alles. Het jy dit al agtergekom? Hier's 'n paar dokters in die gehoor en hulle sal dit kan bevestig. Dis amazing. Die Bybel is duisende jare terug, voor wetenskap en medisy en al hierdie goeders eers naby gekom het om hierdie goed na te vors, en nou word dit oor en oor bewys. Ek lees 'n paar artikels hierdie week. Hoor gou hier. En hierdie is nie goeders wat net sommer gesê word nie. Hierdie is goeders wat dis mediese artikels wat geskryf is vanuit navorsing. En dis wat bewys word. Gratitude improves relationships, physical health. Dit kan jou fisiese gesondheid beter maak as jy dankbaarheid 'n gewoonte maak wat jy kweek. Fisiese gesondheid, psigologiese, ek weet nie of dit hier die korrekte vertaling is nie, psychological health. It promotes and improves empathy and reduces aggression. Toe maar. It makes you sleep better. Hierdie spesifieke ene. Onthou, hierdie het niks met die Bybel uit te waai of met Christendom uit te waai nie. Hierdie is sielkundige en mediese artikels wat geskryf word. Nou die een dokter het jarelange navorsing gedoen en hulle het bewys vanuit, ek weet nie hoeveel mense is getoets nie, om uit gewoonte voor jy slaap
vir 5 goed dankie te sê, het dit 'n massiewe verskil gemaak in mense se slaappatrone. Amazing. Wel, dit was vir my. Dis incredible. Dis mediese goeders. Okay. Improve self-esteem and mental strength. Okay. Ek weet nie hoe toets hulle mental strength nie. Dalk hoeveel kilogram jy in jou gedagtes kan optel. Ek weet nie. Ek kan baie. Een artikel volgens The Wellness Way eindig dit so. Gratitude has health benefits for areas other than your brain. It also impacts your immune system, your blood pressure, and other areas in your daily life. Hierdie spesifieke artikel van The Wellness Way het gegaan oor hoe dankbaarheid jou brein se gesondheid affekteer. En dan praat hulle oor goeie soos Alzheimer's, dementia, al daai goed. Hoe mense wat in 'n dankbaarheid leef, in 'n gewoonte van dankbaarheid kweek, se brein gesond is. Is nie incredible nie? Ag, skud dan net jou kop as jy nie wil excited raak nie. Wat Paulus vir die Tessalonisense sê, God se wil is dat jy sal in dankbaarheid leef. Hoekom? Jy gaan 'n ander mens wees. Jy gaan 'n ander mens wees. OK. Terug Bybel toe. Paulus skryf aan die gemeente van Kolossense. Hy skryf uit die tronk uit. Aan Tessalonisense skryf hy vanuit 'n goeie plek, hy self is alright. Maar Tessalonisense, die gemeente, gaan deur 'n rowwe tyd. Hulle word vervolg. Kolossense is bietjie anders. Hy skryf waar hy in haaglike omstandighede sit. Hy sit in die tronk, terrible, en hy skryf vir die Kolossense, aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe. In hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is. Hierdie is crucial. Verbondenheid met hom. In hom gewortel, op hom gebou. Dis die fokuspunt van my bestaan en van my lewe. Vas in die geloof soos julle geleer is, en dan eindig hy dit met dankbaarheid vervul. Hier is die crucial ding. Ek kan nie in dankbaarheid leef en 'n gewoonte van dankbaarheid kweek en 'n gesindheid van dankbaarheid hê in slegte omstandighede as ek nie in verbondenheid met Jesus lewe nie. En in baie van die plekke waar daar gepraat word van dankbaarheid, gaan dit gepaard met gebed. Gebed en verbondenheid met Christus maak dit vir my moontlik om met 'n gesindheid van dankbaarheid te leef. Want as ek dit nie vanuit 'n verbondenheid met Christus doen nie, is my dankbaarheid eintlik maar net gebaseer op omstandighede. En dan raak dit challenging. My verbondenheid in Christus, onophoudelike gebed, bring en kweek dankbaarheid. Hoe meer ek met Jesus praat, hoe meer leer ek hom ken. Hoe meer ek hom leer ken en my Vader leer ken, hoe meer raak ek bewus van hulle liefde en hulle genade, en hoe meer ek bewus raak van hulle liefde en genade, hoe meer dankbaarheid is daar in my. Want dan gaan dit al hoe minder oor my omstandighede en my gemaak, en al hoe meer
oor wie hulle is, wie hy is. Met dankbaarheid vervul. Dan gaan hy aan in Kolossense 3, en die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Dan sê hy, wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly, leer en onderrig mekaar met alle wysheid, met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. En dan sê hy in Kolossense 4, volhard in gebed, wees daarby waaksaam en dankbaar. Ek kan dit nie meer bewys uit die Bybel uit as wat ek nou gedoen het nie. Ek kon nog baie ander versies gebruik. Dankbaarheid is iets wat jy oefen. Soos Paulus aan Timoteus skryf, geestelike oefening. Hoe doen ek dit? Raak gefokus. Dit waarvoor jy dankbaar is. Want weet julle wat gebeur met ons? En in hierdie week het ek dit beleef. Dit gebeur net so. Dat slegte nuus jou fokus steel. Net so. As dankbaarheid nie 'n gewoonte in my is nie, as gereelde gebed nie 'n gereelde gewoonte in my is nie, steel die duiwel ons vrede, ons vreugde en ons dankbaarheid net so. En as jy gefokus is op gesonde, goddelike, geestelike gewoontes en geraak stil en jy's geoefen in dankbaarheid, in liefde, in genade, dan kan jy in baie slegte nuus nog steeds dankbaar wees. Nie vir wat God kan doen of moet doen of dalk sal doen nie, maar bloot gegrond op die feit dat hy God is. Maar jy moet dit oefen. So, ek gaan nou 'n song speel wat die afgelope tyd verskriklik in my kar speel. Dit is 'n stunning liedjie en baie van julle sou dit al gehoor het. En dis een van daai songs wat hierdie week 'n ander betekenis vir my gekry het, want nou maak die woorde of bring die woorde iets anderster in my en maak dit iets anderster in my wakker, want nou is dit real ewe skielik na hierdie week. So luister na hierdie. En laat dit iets in jou gees doen, sodat jy dit hierdie week, nie net hierdie week, maar dat jy hierdie week kan begin oefen in dit. En daarop kan voortbou. Luister mooi na die woorde en dan sal ek afsluit daarna. Let's go. 1, 2, ha!
you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. You reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on. Praise the Lord. Oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I sound. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. Oh, how can I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. Oh, I won't be quiet. My God is alive. How can I keep it inside? I gotta praise the Lord, oh my soul. My omstandighede bepaal nie wie hy is nie. Hy bly God. Hy bly in beheer. Al verstaan ons nie, al stem ons nie saam nie. Hy bly God. En sy liefde bly die waarheid, en sy genade bly die waarheid, en dis waarin my dankbaarheid lê, en net in dit. So, my boetie en my sussie, wees dankbaar. In alles, deur alles. En dis wat God van jou verwag. En dis sy wil vir jou. En as jy genuine mooi daaroor gaan dink, is daar so baie om dankbaar te wees. Selfs wanneer die aardse en die wêreldse goed druk, is daar baie om voor dankbaar te wees, want hy bly en is God. Here, dankie. Dankie dat ons weet, U is in beheer. Of verstaan ons dit nie, of verloor ons soms ons fokus, vat dit niks weg van die feit dat U God is en in beheer is nie. Dankie dat ons in U en deur U en tot U kan leef. Help ons om in hierdie week dankbaarheid te kweek, dankbaarheid te beoefen, sodat ons kan groei, kan sterk word. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Geniet jou middag. Vir die kinders wat klaar skryf hierdie week, geniet dit, sterkte en hou jou oë op die vakansie. Be blessed.